Kom ons bid net saam. Ag Hemelse Vader, soos gewoonlik vra ons Here dat U ons Bybelstudie sal seën en ons sal help om U woord te verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil vanoggend vir julle 'n skrif lees uit Hebreërs 12 vers 14. Baie bekende gedeelte, Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ek herhaal dit, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Volgens hierdie vers is daar mense wat glo dat 'n sekere graad van heiligheid eers bereik moet word om God te kan sien. Beteken dit om dan ook gered te word? In sekere geestelike kringe word dit ook so verkondig. Met geweldige klem op heiligheid. Nou hierdie siening plaas gewoonlik 'n swaar druk op die mense wat so glo. Want dit lyk oënskynlik asof dit is wat hierdie skrif sê. Heiligmaking waarsonder niemand God sal sien nie. Nou die mense wat so glo dat dit is wat hierdie skrif sê, plaas gewoonlik 'n swaar druk op hulle self. Want daar is altyd 'n onderliggende onsekerheid. Leef ek heilig genoeg om God eendag te sien? En wat is die standaard van die heiligheid wat nodig is om God te sien? Moet ek 50% heilig wees, 80% heilig wees, of 100% heilig wees? Daar is maar altyd 'n onsekerheid. En dan, in terme van hierdie heiligmaking, kry 'n mens dat mense in groepe hulle eie standaard of hulle eie lys van reëls opstel hoe om heiligheid te meet. Gewoonlik word heiligheid by baie mense gemeet aan hoe baie hulle kerk toe gaan, hoe getrou hulle bydraes lewer, hoe baie Bybel hulle lees of hoe baie hulle bid. Een of ander iets wat hulle doen, gebruik hulle as 'n standaard om te meet of te voel hulle is heilig. Maar wanneer is 'n mens heilig genoeg om God te sien? En volgens wiese standaard van heiligheid moet jy jouself meet? So kry 'n mens baie keer dat mense wat so aan heiligheid glo, vasgevang raak aan 'n stel uiterlike wette en gewoontes wat hulle vir hulle self maak, in terme van wat se kos hulle eet of wat se klere hulle aantrek of wat se dae hulle heilig, een of ander uiterlike daad of gewoonte kry hulle vir hulle self waarin hulle kan meet en voel hulle is heilig. Nou ek vra weer, hoe heilig moet jy wees om God te sien? En hoe meet jy of jy heilig genoeg is? Maar hierdie Hebreërs 12 vers 14, soos dit tradisioneel verstaan word, dat 'n sekere graad van heiligheid bereik moet word voordat jy God kan sien, is teenstrydig met wat in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 verklaar word. As ons blaai na Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 en 9, dan verklaar die skrif,
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie. Nie deur iets wat jy doen nie, sodat niemand mag roem nie. Nou, hoe verklaar 'n mens hierdie oënskynlike teenstrydigheid wat bestaan tussen Hebreërs 12 vers 14 en wat in Efesiërs 2 van vers 8 en 9 verklaar word? Dit lyk of dit 'n oënskynlike teenstrydigheid is. Maar ek glo dat die oënskynlike teenstrydigheid word veroorsaak deur 'n wanbegrip van wat die Griekse woord wat met heiligheid vertaal word werklik beteken. As ons na hierdie Griekse woord hagiasmos, en ek gee nie voor ek spreek hom reg uit nie, maar as 'n mens hierdie Griekse woord hagiasmos, wat gewoonlik in Afrikaans met heilig of heiligmaking vertaal word, as jy dit in hierdie versie in isolasie lees, dan lyk dit asof 'n sekere graad van heiligheid eers bereik moet word. Maar om te verstaan wat hierdie Griekse woordjie hagiasmos beteken, moet 'n mens na die konteks van die boek Hebreërs kyk. Die konteks verklaar vir ons en verduidelik vir ons wat hierdie woord heiligmaking beteken. Kom ons kyk na Hebreërs 12 vers 14. Hebreërs 12 vers 14. Ag, ekskuus tog, ek verwys hier na verkeer, ons het dit al klaar gelees. Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9 vers 13 en 14. Hebreërs 9 vers 13 en 14. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Luister 'n bietjie wat sê die Griekse teoloog Zodiates van hierdie woordjie hagiasmos. In sy Complete Word Study Dictionary gee die betekenis. Ek gee dit net kortliks aan. Justification, which denotes not only the act of God's free grace in justifying sinners, but also the result of that justification. Nou as ons net na hierdie twee versies kyk, Hebreërs 9 vers 13 en 14 waar daar staan in die Ou Testament het die besprinkeling van bloed mense en dinge heilig gemaak. Dan staan daar hoeveel te meer sal die bloed van Jesus heilig maak en reinig. En dan kyk ons na Zodiates se verduideliking. Nou volgens Hebreërs 9 vers 13 en 14 beteken hagiasmos verwys nie na 'n proses nie, 'n proses waardeur iemand moet streef om heilig te raak nie. Dit verwys nie na 'n proses nie. Dit verwys na 'n posisie. Dit verwys na 'n status van heiligheid waarin die gelowige hom bevind as gevolg van sy aanvaarding van Jesus Christus se soenverdienste op die kruis, as gevolg van die toegerekende heiligheid van Christus wat hy met wedergeboorte verkry.
Dan staan daar in my teks, staan daar in Hebreërs 12, na die eerste gedeelte. Ek lees vir u, vers 14. Jaag die vrede na met almal. Lyk vir my, dit is wat na gejaag moet word. Om met almal in vrede saam te leef. En jy weet wat so 'n moeilike proses is dit. Hoe moeilik is dit om vrede met almal na te jaag? Dan is daar 'n komma. En die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dit lyk nie vir my of daar staan, jy moet die heiligmaking najaag nie. Maar die eerste gedeelte sê, jy jaag die vrede na met almal. Komma. Lyk vir my, word die gedagte afgesluit, en dan kom die volgende gedeelte van die gedagte, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Soos ons nou al klaar verduidelik het, deur net na Hebreërs 9 te kyk, het die bloed van offerdiere in die Ou Testament, die bloed wat op dinge en mense besprinkel is, hulle geheilig. Dan word daar gesê, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus. So die term hagiasmos is dus nie 'n verwysing na 'n sekere graad van heiligheid, waarna die gelowige moet streef nie. Maar is 'n verwysing na 'n heilige toestand, wat aan die belydende bekeerde sondaar toegereken word, omdat hy die soenoffer van Jesus aan die kruis ter vergifnis van sonde aanvaar het. 'n verdere verklaring van Zodiates sê, a state of being sanctified, not as a process, but the result of a process. Nou, sanctified in Engels beteken to set apart for service. Dit is hoe die woordjie heiligheid verklaar word in Engels. To be consecrated beteken om op sy apart gesit te word om deur God gebruik te word. Dit verwys na 'n toestand, 'n status, nie na 'n proses nie. Dit verwys na 'n toegerekende heiligheid wat die bekeerde sondaar in Christus se heiligheid verkry. Kyk na 1 Korintiërs 1 vers 30. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, geregtigheid en heiligmaking en verlossing. En dan 'n versie wat dit baie mooi verduidelik, is Hebreërs 10 vers 14 wat ek vir julle lees. Want deur een offer het God altyd volmaak die wat geheilig word. In hierdie versie kry ons die tweeledige waarheid van die verlossing. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak. Met ander woorde, as jy Christus as saligmaker aanneem, sien God jou deur die verdienste van sy seun, deur die bloed van sy seun Jesus, en hy sien jou toegerekende heiligheid, wat soos 'n mantel om jou gehang word, geestelik gesproke. Maar nou dat jy geheilig is deur die bloed van Jesus na jou bekering en wedergeboorte, staan daar vir die wat geheilig word.
Ek lees die versie nou weer. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Sien nie, daar word daar word verwys na die status in Christus, en dan word daar verwys na 'n proses wat begin nadat jy geheilig is in Christus deur sy bloed. En die tweede stadium, die wat geheilig word, verwys na jou geestelike groei. En dit kan ons pragtig in 2 Petrus hoofstuk 1. Ek verwys hier daarna. 2 Petrus hoofstuk 1. Ek lees vir u van vers 3 af. Luister hoe mooi word hierdie tweeledige stadiums van verlossing verduidelik. 2 Petrus hoofstuk 1 van vers 3 af. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur, onthou hy skryf hier aan wedergebore gelowiges, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het. Dit is na julle wedergeboorte. Nou hoor vers 5. En juist daarom, omdat julle wedergebore is, juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. Hierdie aanvanklike geloof waardeur jy Jesus as saligmaker aangeneem het en jou geloof in hom geplaas het. Nou by hierdie reddende geloof, sê die skrif, nou dat jy tot geloof gekom het, moet jy by hierdie geloof, by hierdie reddende geloof, staan daar, met alle ywer by julle geloof voeg, die deeg, by die deeg die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dit is hierdie volwassenheid in die vrug van die Gees, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Sien nie die tweeledige stadiums, verwys na die reddende geloof wat jou red wanneer jy Jesus as saligmaker aanneem. Maar nou dat jy Jesus aangeneem het, staan daar, nou moet jy daarby voeg al hierdie dinge wat genoem word as die vrug van die Gees. Dis die tweeledige posisie van die gelowige in Christus. Jesus Christus se soenoffer maak ons volmaak in terme van ons status voor God. Maar in terme van die praktiese lewe, hier waar ons elke dag moet leef, daar moet ons groei in geestelike volwassenheid en meer groei in die vrug van die Heilige Gees. Ons moet meer en meer groei tot geestelike volwassenes. Nou verstaan ons hoekom as ons na Paulus se geskrifte lees, veral in Korintiërs, praat hy met party gelowiges daar in Korinte en hy praat met hulle as gelowiges. Hy sê maar hy kon hulle nie met vaste spys voer nie, want hulle is nog onvolwasse, hy moes hulle voer met melk. Hy kon hulle nie voer met vaste spys nie. Sien is geredde Christene wat nog babetjies is in terme van geestelike volwassenheid.
So Hebreërs 12:14 is nie 'n aanmaning om te streef na meer persoonlike heiligheid nie. Om sodoende saligheid te beerwe nie. Dis die verskil. Hebreërs 12:14 is nie 'n aanmaning om na meer heiligheid te streef, sodat jy gered kan word nie. Dit is 'n aanmaning om te bly in die toestand van geloof wat jy in geloof Jesus Christus vertrou as jou saligmaker, dat jy in hom heilig is. Nou, hoe ons Hebreërs 12 vers 14 verstaan, moet ooreenstem met wat in die hele skrif openbaar word. Dit moet ooreenstem ook met die konteks wat in die boek Hebreërs verkondig word. En as ons byvoorbeeld begin deur na die konteks van Hebreërs te kyk, sien ons die heiligheid daar kom nie van ons eie pogings nie, maar word gebaseer op ons geloof in die volbragte werk van Jesus Christus aan die kruis. Nou, kom ons kyk nou na 'n paar skrifte om te bevestig wat ons nou net gesê het. In die volgende gedeeltes uit Hebreërs word die betekenis van hagiasmos, wat die Griekse woord wat as heiligheid vertaal word, wat dit eintlik beteken. Dit word uit die konteks van Hebreërs duidelik. Kyk na Hebreërs 2 vers 11. Hebreërs 2 vers 11. Staan daar duidelik, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal een. Kyk na Hebreërs 10 vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Kyk na Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Mense, as jy Jesus Christus in opregtheid aangeneem het as jou saligmaker en hom vertrou, dan sien God jou deur die bloed en verdienste van sy seun as heilig. Dit is wat jou red. Kyk Hebreërs 10 vers 29. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God verag het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, verwys na 'n toestand wat klaar bereik is. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Weet jy, hierdie idee dat jy moet streef na 'n sekere toestand van heiligheid om gered te word, verag eintlik die verdienste, die werk, die soenverdienste van Jesus Christus. Dit trap eintlik op die bloed van die Nuwe Testament. Dit beledig die gees van genade, want jy probeer deur jou eie strewe na 'n sekere toestand van heiligheid, wil jy nou jou heiligheid probeer bereik. Dis eintlik 'n baie ernstige wanbegrip van wat hierdie woord heiligheid in Hebreërs 12:14 beteken. Kyk na Hebreërs 13 vers 12. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei.
Jy weet, Oud-testamentiese skadubeelde en voorbeelde van heiligheid sien ons was verkry deur salwing met bloed. En hierdie skadubeelde van heiligheid wat verkry is met salwing deur bloed, maak dit ook duidelik dat hagiasmos na 'n oorgeplaaste toestand van heiligheid verwys en nie na 'n persoonlike strewe na heiligheid nie. Kyk na Eksodus 29 vers 44. Eksodus 29 vers 44. So sal ek dan die tent van samekoms en die altaar heilig. Mense, 'n tent van samekoms en 'n altaar kan nie hulle self deur werke en deur 'n proses heilig nie. Die tent van samekoms en die altaar was heilig verklaar deur die bloed van Jesus. Dan gaan die vers verder. Ek sal Aaron en sy seuns ook heilig om vir my die priestersampt te bedien. Eksodus 30 vers 29 tot 30. So moet jy hulle dan heilig, dat hulle hoog heilig kan wees. Elkeen wat aan hulle raak, word heilig. Jy moet ook Aaron en sy seuns salf en hulle heilig om vir my die priestersampt te bedien. Ek het klaar verduidelik dat in Engels word die woord heiligheid pragtig verduidelik met die woord to consecrate. Consecrate beteken to put aside for service. Om heilig te verklaar, om apart gesit te word, om gebruik te word. Kyk Eksodus 40 vers 9. Dan moet jy die salfolie neem en jy moet die tabernakel salf en alles wat daarin is en dit heilig met alles wat daarby behoort en dit sal heilig wees. Sien, in die Ou Testament was die doel van die salwing om persone en dinge daar en dan te heilig op sy te sit vir diens aan die Here. Dit het nie na 'n proses verwys nie. Kyk Levitikus 8 vers 10. Toe het Moses die salfolie geneem en die tabernakel en alles wat daarin was, gesalf en dit geheilig. Hierdie is alles skadubeelde van die salwing wat tot die Nuwe Testamentiese wedergebore kind van die Here neerkom. Daarom herhaal ek weer, die Engelse woord om te heilig is to consecrate. Die Longman's Dictionary verklaar hierdie woordjie to consecrate as volg: to declare as holy. To declare as holy, to set apart for a particular purpose. Ek ten slotte som ek net op. Mense, die heiligheid waarvan in Hebreërs 12:14 gepraat word verkry deur geloof in die verdienste van Jesus Christus. In ons praktiese lewe, nadat ons Jesus as saligmaker aangeneem het, dan moet ons streef om tot geestelike volwassenheid te groei. Nie om gered te word nie, maar om in geestelike volwassenheid te groei, om te groei in die vrug van die Gees. Ek het vir u klaar 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3 tot 12 gelees. Ek sluit af met hierdie gedagte. Na aanleiding van die studie wat ons gedoen het, wil ons nou dat ons tot geloof gekom het, nou dat ons deur die bloed van Jesus as heilig verklaar is voor God. Nou moet ons in hierdie praktiese lewe streef om meer en meer geestelik
volwasse te word. In ons praktiese lewe meer en meer die vrug van die Gees te openbaar. Dit is die tweeledige, glo ek, waarheid aangaande die saligheid van die kind van die Here. Sy status in geloof voor God en dan 'n verwysing na nadat hy tot geloof gekom het, na 'n proses wat die gelowige moet deurgaan om te groei tot meer en meer geestelike volwassenheid. Dit kan ook verduidelik word as heiligheid. Kom ons bid saam. Ag onse Vader, ons bid en ons sê vir U dankie dat deur die bloed van Jesus ons in Christus voor onse Vader in die hemel heilig verklaar word. Dankie dat in staat is ons deur U verdienste en eer U bloed voor onse hemelse Vader heilig is. Maar Vader, ons moet bely en erken dat nou dat ons wedergebore is, Here, ons groot noodsaaklikheid is vir ons om te groei tot geestelike volwassenheid, Here, om meer en meer die vrug van die Gees te openbaar en om meer en meer 'n getuie te wees vir U krag, U genade, U liefde en U koninkryk. Ons bid, help ons daartoe in Jesus naam. Amen. Amen.